Vriende, kom ons staan net as die familie inkom. Dankie, ek kan maar sit. Baie dankie. Liewe Johan, Anjaney en Jan en met julle metgeselle. Sjoe, dis 'n moeilike oomblik waar ons nou so saam is. Johan, my hart gaan uit na jou. Ek besef dat dit jou aftreejaar is. Ek besef dat jy, as ek dit nie mis het nie, so die 15de Maart het jy afgetree. 31ste het jy afgetree. Jy verjaar die 15de Maart en die 31ste het jy afgetree. En soos enige ander persoon wat sal aftree, waarvan daar seker by baie van ons hier sit, het julle ook julle drome gehad. Julle ook gedink, julle wat baie van kamp hou, hoe julle sal gaan kamp, hoe julle die lewe vorentoe sou geniet. En nou sit ons vandag hier. En dis moeilik. Maar my gebed is dat die Here regtig vir julle sal vertroos, want dis al waarop ons kan hoop. Met so groot verlies uit 'n familie van julle aard wat so liefdevol en so naby aan mekaar geleef het, kan ons maar net hoop dat die Here sy vertroostingswerk sal doen. Baie sterkte. Ons sal graag die pad saam met julle wil stap. En as ek dit sê, vriende, wil ek vir u sê baie dankie dat u vandag hier is. As ek so kyk na u, dan weet ek, verstaan ek, hoekom sy so geliefd was. Dis hoekom u ook hier is, omdat u nie net vir haar geken het nie, maar die familie ook ken, vir Johan hulle ken. Dankie dat u gekom het, dankie dat u ook hierna saam met hulle sal gaan tee drink en verversings daar geniet. Maar ek wil tog vir u vra, is goed om nou hier te wees, dis baie goed. Maar ek dink julle ondersteuning sal eers hierna begin. Môre en oormôre en volgende week, dan keer die lewe sodanig normaal weer terug vir ons wat hier is. En hulle gaan terug na 'n leë huis toe. 'n Gemis, 'n plek wat leeg is. En dan het hulle u ondersteuning nodig. En dis nou ook nie ek wat dit vir u vra nie. In 'n sekere sin ja, ek sou dit graag van u wou vra, maar ek leef dit ook maar, ek hoor dit ook maar in die woord van die Here, as hy vir ons sê dat ons mekaar se laste moet dra. Dankie dat u dit sal oorweeg en dit sal doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is vir ons baie, baie hartseer, dis 'n treurige dag, dis 'n mistroostige dag. As ons daaraan dink dat ons hier by mekaar is en die rede vir ons saam wees is omdat Alna nie meer met ons is nie. Nie meer hier in ons teenwoordigheid is nie. En dit maak ons hartseer, dit laat ons eintlik sommer nou al verlang na haar. En Here, as ons as vriende en ander familie wat hier is,
so voel, hoe moet hulle nie self voel nie? Hierdie gesin wat hier voor my sit. Dat hulle weet, vir Alna sal hulle nooit weer, nie net nooit weer sien nie, maar ook nooit weer iets kan doen nie. Here, die skeiding, en dis die ergste van die dood, is so finaal. En as ons so saam is vanoggend, dan weet ons, is dit seker die laaste keer dat ons as 'n groep so volledig saam sal wees. En dit rondom Alna, wat nie heeltemal weg is nie, maar wat ons eintlik maar net vooruit is. Ons dank U vir haar lewe. Ons dank U vir die vrou wat sy was vir Johan. Vir 'n ma wat sy was, vir haar kinders, haar skoonseun, haar skoondogter. Die ouma wat sy was. Dankie dat ons uit soveel oorde buiten die familie kon verneem van hoe omgee hart sy gehad het, hoe liefdevol sy was. Ons eer haar nagedagtenis. Ons dank U dat dit juis sy was wat aan Johan se sy was en die ma vir haar kinders was. Here, dis vir my persoonlik wonderlik om te kan weet dat ek hier vanoggend kan staan en met doodsekerheid kan sê, toe sy haar oë vir die laaste keer hier gesluit het, haar laaste asem uitgeblaas het, het sy U tegemoet gegaan. Want Here Jesus, in U het sy haar verlosser en haar saligmaker gevind. En vir al die laaste 3 jaar het sy 'n baie intense, nou pad met U geloop. Dankie dat U haar genadig was, en dat ons hier diep in ons binneste kan weet, dit is waar wat U gesê het, toe U vir Martha en Maria in die woord sê, kyk, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hulle ook. En dis ons enigste troos. Here, dat ons nie hier die aarde verlaat en sommer maar net soos 'n dier sterf nie. Maar dat U ons ontvang en dat dit U woord is wat dit vir ons kom duidelik maak en bevestig. U ontvang ons in heerlikheid by U. Ek wil bid vir Johan en sy gesin. Ek wil bid vir die res van die familie, ag en sommer almal van ons wat hier is, wat troos nodig het. Here, hier diep in ons is daar 'n ervaring, 'n gemoedstoestand, 'n emosie, wat jy mos nie kan beskryf in woorde nie. En U moet dit tot bedaring bring hier in ons binneste. En ons besef, Here, dit sal nie wees dat U die trane van ons oë noodwendig afvee nie. Maar Here, U sal deur U wonderlike liefde, U teenwoordigheid, U barmhartigheid, U omgee, sal U diep binne in ons werk, sodat ons tog wel vorentoe kan gaan in hierdie lewe. Met die vaste hoop dat ons vir U sal ontmoet en dat ons veral na weer sal sien die wat in Jesus Christus sterwe. Sien ons samesyn vandag, mag dit vir ons tot troos stem.
maar mag ons ook iets van u liefde ervaar ten spyte van die wreedheid van die dood. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en die een wat die oorgang van die lewe na die ewige lewe vir ons moontlik gemaak het. Amen. Liewe vriende, die liedere wat ons gaan saam sing, die twee liedere wat ons vandag gaan sing, is al twee liedere wat vir Alda baie na in die hart gelê het. Die eerste is soos 'n wildsbok. Anton gaan vir ons begelei. En ek wonder, ja, kom ons staan, dan sing ons die lied saam. Die woorde het u in die programmetjie. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. En U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. En U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer, en ek bring aan U die eer. Dankie, ek kan maar weer sit. Liewe Anjaney en Jacques en julle as 'n familie, ek was in die week by jou pa gewees, julle pa gewees, en ons het nou gepraat oor vandag. En ons het daar agter by die ronde tafel gesit. En hy sê toe vir my voor ek loop, hier is Alna se Bybel. Hy sê vir my, wil jy hom nie saamvat nie? Dan kyk jy, dan lees jy bietjie daarin. Nou ek is baie versigtig mos nou om sommer iemand se Bybel saam te neem, want dis 'n baie persoonlike ding, daar's mos baie goedjies wat 'n mens daarin skryf wat nou mos maar in jou eie lewe gebeur, maar wat 'n wonderlike ervaring was dit vir my om julle ma se Bybel te kon lees en dit te kon deurgaan, Johan. Ek is so bly jy het dit vir my gegee. Daarom wil ek die gedeelte wat ons gaan lees uit haar Bybel lees vir julle. Ons lees uit Johannes 17 vanaf vers 20. Het gaan oor 'n gebed wat Jesus vir sy disippels bid. Daar's verskeie gebede in die Bybel. Die bekendste wat Jesus ons geleer het uiteraard is die Onse Vader.
terloops wat ons gaan sing aan die einde, as ons hier klaar is. Maar hierdie gebed wat Jesus bid, is een van die ander gebede wat in die Bybel is, wat geweldig bekend is, maar met 'n verskriklike, wonderlike inhoud. Byvoorbeeld, 'n vers wat ons nou nie gaan, ons begin by vers 20. Maar toe ek nou die Bybel oopmaak by Johannes, toe staan hier by vers 17. Nou vers 17 lui so: Laat hulle aan u toegewy wees, dis nou wat Jesus bid vir sy disippels. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Nou staan daar langs aan in jou ma se handskrif, langs daai vers. Dit is God se kompas vir ons om vrede te vind. Is dit nie mooi nie? God se kompas vir ons. Goed, vanaf vers 20. Sê Jesus, die hele gedeelte is 'n gebed, maar dis te lank, ek kan nie nou dit lees nie, julle kan dit gerus by die huis gaan lees, Johannes 17. Ek bid egter nie net vir hulle nie, vir die disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom, vir ons. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet net soos u my liefhet. En dan die vers wat ons vandag wil oordink. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al van voor die skepping van hierdie wêreld liefgehad het. Ons lees tot sover. Mag die Here vir ons 'n troostwoord uit hierdie paar woorde gee. Johan, in die dae wat ek baie meer intens by julle betrokke geraak het die afgelope tyd, was daar baie goed wat my opgeval het. Maar een van die dinge wat my geweldig positief gestem het, wat vir my goed was om te sien, was die sterk band van liefde wat daar tussen jou en Alna was. Ons sou kon sê is. Ek het bewus geword van hierdie band as ek daar by julle was. Ek het bewus geword van die waardering en die respek wat tussen julle bestaan het. En ek het dit nie sommer nou maar net geraai nie, ek het dit gehoor hoe julle met mekaar praat en hoe julle oor mekaar praat. Ek kon dit sien in die wyse waarop jy, as ek daar aankom, gesorg het dat sy aan die begin in die sitkamer kom waar ons gesit het, met hoeveel deernis jy haar, ek wil amper sê, begelei het, gehelp het. Haar gemaklik gemaak het. Ek het dit gehoor by Alna, dat sy jou baie lief het en dat die Here vir julle 'n wonderlike huwelik gegee het. Dis onmoontlik
om ons nou vir die tydperk wat julle saam was, nou vir my 'n idee te vorm, dat ek dit nou absoluut in woorde hier kan oorsit. Maar ek het dit nie net gehoor in haar en jou woorde en gesien hoe julle met mekaar omgaan nie. Ek het dit ook in die Bybel, haar Bybel gelees. En wat wonderlik is, sy skryf dit reg aan die begin van die evangelie van Johannes, en Johannes staan bekend as die apostel van die liefde. Reg aan die begin skrywe sy, ek is bevoorreg dat jy my man is. Wanneer ek na jou verlang, my man, onthou ek altyd die goeie tye, jou liefde en jou omgee. Dit het 'n geweldige indruk op my gemaak. Laat ek sê ook hoekom. Dis nie 'n gegewe in die lewe van vandag nie. Die laaste oggend toe ek daar was 'n baie mooi sonskynsdag. Toe ek en jy uitloop en ons mekaar groet, en ek in my kar klim en ry, en ek in my triespieeltjie kyk, en ek sien daar staan jy op die sypaadjie, en jy weet waarheen jy nou ingaan, toe sy nou al in die bed gelê het. En ek weet nie hoekom nie, maar onwillekeurig het daar 'n liedjie in my kop opgekom. Nou, as mense nou van my en jou generasie is, ouer mense sal dalk die liedjie onthou, dalk jonger mense ook. Dis eintlik 'n liefdesliedjie, maar ek is heeltemal bewus daarvan dat ons nou nie liefdesliedjies nou moet oorpraat nie, maar daar sekere woorde van die liedjie wat ek toe net, dit het net by my opgekom, is 'n liedjie van Jacques Brel wat sê, if you go away. Die liedjie begin so, eerste paar woorde is, if you go away on this summer's day, then you might as well take the sun away. Ja, jy ken hom. Nou is dit vir my so half simbolies dat dit vandag so bewolk is. Want die sonskyn in jou lewe is nie meer saam met ons nie. Daarom gaan my hart uit na jou. Wil ek amper vir jou sê, ek treur saam met jou. Jean en Anshonay, ek het diep bewus geword van die liefde wat julle ma, nie net vir julle twee as haar eie kinders nie, maar ook vir julle as die skoonkinders, as ek dit so kan stel, het. Daarom as ek praat van die kinders, sluit ek julle al 4 in. Hoe lief sy vir julle was. Die hinkering wat sy altyd gehad het om by julle te wees, en ek praat nou nie eers van die kleinkinders nie. Dit was haar trots. Ek dink ek is 100% korrek, Johannes, ek sê, die laaste keer wat ons in die sitkamer kon vergader, was sy baie trots geweest om vir my te sê, kyk teen daai muur, is die nuutste foto's, die mees onlangste foto's van my kinders. As jy inkom by die deur daar links teen die muur. Sy was baie, baie lief vir julle. Sy het altyd met groot deernis oor julle gepraat. Sy het altyd 'n geleentheid gesoek om na julle toe te gaan. Julle by haar te hê. Veral het sy baie uitgesien na daai laaste naweek in Robertson. Ons het almal gehoop dat dit goed sal gaan. Maar ook in julle geval het ek deur die Bybel geblaai en ek het nie gesoek na iets nie. Dit het net daar voor my gekom. Psalm 28 vers 9. Sy skryf daar: Asseblief vir my man en geliefdes en kinders, as ek nie meer daar is nie. Die teksvers lees: Seën die wat aan u behoort, wees vir hulle 'n herder
en sorg altyd vir hulle. Reg voor in haar Bybel het sy Jesaja 44 vers 3 ook vir julle spesifiek as kinders gemerk. Dis julle ma. Ek het in my bediening van 30 jaar in hierdie gemeente nooit met iemand omgegaan wat so nugter en so gereed en so vol vertroue in God die pad na haar einde toe gestap het nie. As ek nou dit sê, dan bedoel ek dit vir julle, dis maar ek is 'n eenvoudige mens, maar in my 30 jaar het ek dit nooit gekry nie. Tot by Anna Du Plessis. Dit was verstommend, Johan, hoe openlik jy en sy oor die blote feit dat sy sou sterf, hoe julle daaroor kon praat. Hoe julle kon selfs beplan. En wat my veral opgeval het, was die rustigheid en die kalmte waarmee sy dit gedoen het. Nooit was sy senuweeagtig nie. Nooit was sy onseker nie. Altyd was sy kalm en rustig, wanneer sy in my teenwoordigheid met jou daaroor gepraat het. En nooit het sy haar omgee hart verloor nie. Die van u wat nou hier sit, u sal 10-1 dit weet. Maar ek wil dit maar bloot net beamoen, wat u weet. Ek het teen die einde van verlede jaar, en dit is nou nie my doel om oor myself te praat nie, ek wil iets illustreer, moes ek baie skielik, baie gou en baie vinnig 'n redelike groot operasie kry. Maar ek was toe al vir 'n hele lang ruk besig met haar en met Johan. En ek wil nou vandag vir u sê, as 'n mens nou in so 'n gemeente soos ons in wat mos nou maar 'n groot gemeente is, dan is daar boodskapies, nou nogal baie boodskapies wat na jou toe kom en na die mense wat jou nou beterskap toewens en so meer. Maar die mees gereelde, konstante navraag na my welstand, maar ook bemoediging vir my eie situasie waarin ek was, het gekom van 'n vrou wat weet sy sterwend. Alna. Dis wat omgee beteken. Dit was sy. Haar Bybel, ek wens ek kon dit nou vir u so hou en dit vir u so deurblaai, is vol geskryf met merkwaardige insig in die geloof. Merkwaardig. Dit is miskien die beste nalatenskap wat julle as 'n gesin het. Julle moet dit vat, 10 het julle al. Vat dit huis toe. Hier is boodskappe vir julle in. Gaan lees dit. Lees, moenie net lees wat sy geskryf het nie, kyk hoekom het sy dit geskryf, wat het sy raak gelees om dit vir julle neer te pen. Mens kan amper sê dit was haar testament aan julle. Want sy het voortdurend in my latere betrokkenheid nou by haar, na sy gediagnoseer is, het sy in die teenwoordigheid van God gelewe. Dit is werklik so. Maar na my laaste besoek daar by julle, het die tyd gekom wat sy toe opgeneem is in die hospitaal. Nou dis 'n ander plek, 'n hospitaal. Die enigste doel van 'n hospitaal is om met die dood te onderhandel.
Ons is baie dankbaar vir hospitale, vir personeel in die hospitaal wat gaaf is, wat vriendelik is, wat glimlaggend ons tegemoet kom. Ek dink ons het nog van die beste hospitale, ons het die beste tegnologie, die beste breine, die beste toerusting wat daar seker kan wees. Die van u wat nie baie in hospitale kom nie, u moet 'n draai gaan maak daar, die gaan besoek net iemand. Jy vergeet amper baie keer jy's in 'n hospitaal. As ek mense gaan besoek en ek kom daar en hulle lê in die dak en kyk na die rugby, want elke ou het 'n TV. Die hospitaalpersoneel gee absoluut hulle beste. Die dokters. Tot daar 'n dag kom wat hulle vir jou sê, Johan, ons is jammer, maar ons kan nou niks meer doen nie. En dan is hy in die hospitaal en dan kom daar 'n oggend, soos die oggend toe ons daar was, wat hulle sê, kom ons vat haar bed na 'n enkel kamer toe, waar daar niemand anders is nie, sodat julle as familie van haar kan afskeid neem, waar dit net julle is. Dis die ander kant van die hospitaal. Nou sal julle hoor, ek borduur voort op die laaste dag wat ek by jou ma was, in die huis. Want toe ek daardie Sondag daar by julle wegloop, jy het later gekom, Johan, en ek loop uit in die sonskyn buite daar by Louis Laipold uit in die straat, het ek weer gedink aan die laaste dag wat ek by julle was. Ek het daar aangekom en sy was toe bedlend. En Johan het vir my gesê, Willem, ek gaan julle nou, is die eerste keer vandat ek daar gekom het wat hy dit vir my gesê het, ek gaan julle vir 'n oomblik alleen los. Hy het ook maar 'n klomp goed wat hy moet doen en hy's net daar in sy kantoor in. En ek het tyd spandeer daar saam met Alna en ons het 'n baie goeie geloofsgesprek ook weer gehad, gepraat oor die Here, gepraat oor die toekoms, gepraat oor haar toekoms, oor die ewigheid, uit die woord van God uit daaroor gepraat. En ek het vir haar gebid. Sy was moeg, sy het moeilik asem gehaal, sy was moeg. En toe ek amen sê, toe sê sy vir my, kyk sy na my met sulke helder mooi, sy het mos mooi oë. Kyk sy vir my met daai mooi oë en sy sê vir my, Willem, sal jy asseblief aan my die nagmaal bedien? En ek dink op daai oomblik sy bedoel dat as ek weer kom, want ons het 'n afspraak dat ek weekliks by haar kom, as ek weer kom, moet ek asseblief die nagmaal aan haar bedien. Maar dit was nie so nie. Toe ek vir haar vra, moet ek dit volgende Dinsdag doen, toe sê sy, nee, jy moet dit nou doen. En ek spring daar uit na Johan toe en ek sê vir Johan, jy moet nou vir my help. En binne 'n kwessie van oomblikke, toe kom hy met 'n skinkbord daarin met die glasies, die broodjie, en ons kon nagmaal vier, terwyl sy in die bed sit en ek en hy daar by haar sit. Die brood en die wyn, die tekens van die liggaam van Christus, wat vir ons gesterf het aan die kruis. En ek het gewonder, weer eens, toe ek die Sondag daar uitloop, hoekom het sy daai dag vir my gesê, ek was tog baie daar. Hoekom het sy daai dag vir my gesê, kan ons asseblief die nagmaal gebruik? Ek het nou maar in my eie gedagtes gedwaal. En ek dink aan 4 goed
hoekom ek dink sy die nagmaal wou gebruik. Die eerste een is, ek dink sy het geweet, daar gaan nie 'n volgende Dinsdag wees vir ons by die huis nie. Ek is oortuig daarvan, sy het dit geweet. Sy het haar eie toestand verstaan. Die tweede rede dink ek hoekom sy gevra het ons moet dit doen, is dat sy het intens op daai oomblik na Jesus se teenwoordigheid gesoek, en watter beter moment kan jy kry as om die nagmaal te gebruik, om die brood en die wyn te proe, die sappie wat jy vir haar gegee het om te drink. As daardie brood en wyn in jou ingaan wanneer jy dit eet en drink, om te weet, so is ek, dis 'n simbool, dis 'n teken van hoe verenig ek met God lewe. Ek dink dis die tweede rede hoekom sy dit wou doen. Ek dink die derde rede hoekom sy daai dag dit wou doen, gegee die feit dat ek dink sy het geweet, is omdat die nagmaal mos vir ons sê, jy's totaal en al vrygemaak van jou sondeskuld. Ons staan vry voor Jesus. Hy's gereed om ons te neem by hom vir haar, dan nou in haar omstandighede. En die derde rede, dink ek nou maar, is omdat die nagmaal, die tekens van die nagmaal, jy moet tog luister as jy ooit weer nagmaal gebruik, wat sê die predikant? Hy sal op 'n stadium sê, die nagmaal is ook die waarborg, dat wanneer ons sterwe, ons by Jesus sal wees. Paulus sê, en dis ook 'n teksvers wat ek op 'n stadium toe ek in die hospitaal by haar was, sê Paulus, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is, dit het jou ma geweet. Hoor mooi, niks kan ons van die liefde van God wat in Christus Jesus na ons gekom het, skei nie. Niks nie. En dis hierdie Jesus, ons is nou by Paasfees verby, waar ons gedink het daaraan dat Jesus gesterwe het, dat hy begrawe is, maar dat hy opgestaan het. En dis hierdie opgestane Jesus. Voordat hy opgestaan het, het hy al hierdie gebed gebid, maar hy het mos nou geweet, hy gaan opstaan, hy gaan opvaar hemel toe. Dis hy wat sê, Vader, dan bid hy sê nie net vir sy disippels nie, maar vir julle, vir ons, vir almal, bid hy. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by u moet wees. Vir almal wat u vir my gegee het, ook by my moet wees. Liewe vriende, die dood bring geweldige hartseer. Daar's 'n verlange, daar's 'n gemis. Daar's eensaamheid, want daar's verlies. Daar's 'n skeiding wat so finaal is. Maar die dood bring ook mos nou hier in ons harte kommer. Ek kan nou dink, as julle nou daar by julle onderskeie huise is, julle wat die kinders is, dan dink 'n ou ook maar aan Johan, hy's 'n baie bekwame ou, hy kan baie goed doen, maar jy dink aan pa, hy en ma was so 'n eenheid. Hoe gaan dit met hom gaan? Hy's alleen nou. Die eerste jaar van sy aftrede. Daar's kommer ook. Maar hierdie gebed van Jesus kan dit stiller maak in julle harte. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, dis 'n feit, u het haar vir my gegee, dat sy ook by my kan wees. Die Here gaan, en ek maak klaar,
'n ooreenkoms met sy Vader aan en hy sê, Here, ek wil tot voordeel van u kinders, tot voordeel van Alna, gee haar, ek wil haar by my opneem wanneer ek opvaar hemel toe, wanneer sy sterwe, om by my te wees. En dis die dryfkrag vir ons hoop vir die toekoms. Hoe gaan jy vorentoe? Hoe gaan jy vorentoe as jy moet gaan dink, jy moet weer gaan kamp, jy moet weer goed gaan doen, iets doen, by jou kinders gaan kuier sonder jou vrou? Hoe gaan jy vorentoe? Met hoop. Met hoop. Jesus se oorwinning aan die kruis het daai sekerheid dat sy by hom is kom verseël. In die ou dae het hulle mos 'n koevert gevat en die koning het mos nou sy seël daar opgesit. Dis klaar, dis toegemaak, dis afgehandel. Jesus het dit gedoen, sy's by hom. Dis die verseëling van ons hoop. Dis waarheen ons almal op pad is. Ons lewe baie keer hier in die 70, 60, 70, 80 jaar wat ons op aarde is, lewe ons asof dit die enigste is. Tot ons vir 'n oomblik weer net in so diens kom. En ons besef, vir elkeen van ons, gaan daar 'n dag kom, wat jy jou oë vir die laaste keer gaan toemaak. Moenie bang wees nie. Ek beloof u, my persepsie, my verstaan, my oortuiging is, Alna was nie bang nie. Hoekom nie? Sy het geweet, die Vader het toegegee aan Jesus, dat die wat u vir my gegee het, die wat in Jesus Christus glo, sal opgeneem word saam met my in die ewige heerlikheid. Dis ons troos. Sy's nie weg, dat sy sommer maar net weg is nie. Sy lewe. Weliswaar in 'n ander dimensie wat ons nie verstaan nie, wat ons nie regtig ons koppe om kan kry nie, maar wat die waarheid is. Dis julle troos. Sal u asseblief, wanneer u hulle vertroos, dit onthou. Ons is geneig om by mense te kom en te sê, Johan, my ou vriend, weet jy, ag jong, tyd heel alle wonde. Ek dink dis die grootste leuen wat bestaan. Oor tyd heel Jesus die wonde. Ja. Ons sal vir julle bid. Kom ons bid saam. Hemelse Here, as ek terugdink aan my ontmoeting met Alna en Johan nou na sy gediagnoseer is, die pad wat ons gestap het, dan is dit 'n treurige gedagte, ervaring, emosie wat by my opkom. Maar aan die ander kant is ek u so ewig dankbaar, Here, dat ek met iemand kon kennis maak wat so duidelik kon verstaan dat sy op pad is na u toe en dat sy sal lewe tot in alle ewigheid. Mag daardie wete wat ek graag dan 'n nalatenskap wil noem, wat ook in haar Bybel aangeteken is, mag dit altyd in hulle lewe vir hulle rigsnoer wees. Hierdie familie wat agterbly. Mag hulle altyd daaroor nadink en u daarvoor dank. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Vriende, ek wil graag vir u, voordat ons laaste lied sing, wil ek net vir u die begrafnisformulier lees. Nou ek sê maar altyd, elke predikant het sy eie boodskap, maar die begrafnisformulier is kort. Is maar net soos die kerk waaraan ons behoort, die kerk van alle eeue oor die dood dink. Dit klink soos volg. Geliefdes in die Here Jesus Christus,
Alna Du Plessis is deur die dood van ons weggeneem. Nie deur Jesus nie. Hoewel die dood van 'n geliefde van Alna 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag bystaan, en dat hy verder met ons sal gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Waarmee Paulus nie bedoel het, dat ons nie sal doodgaan nie. Nêrens in die Bybel is daar enige verwysing daarna, dat ons nie sal doodgaan nie. Jesus het ons nie kom red van die dood nie, hy het ons kom red uit die dood uit. Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, kom ons staan, dan sing ons en bid ons ook maar in ons binneste die Onse Vader. En as ons klaar is daarmee, dan moet jy asseblief net weer gaan sit. Dan gaan ek vir Johan geleentheid gee om net 'n paar woorde tot u te rig. Goed, dankie Anton. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat die ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen.
U kan maar sit, dankie. Voordat ek vir Johan nou gaan vra om vorentoe te kom, wil ek tog vir u uitnooi om nou, ons kyk vir 'n paar oomblikke na 'n fotobeeld of beelde van Alna. En dan daarna, kom ons kyk hoe ons haar onthou. Kom ons kyk wie was sy. Miskien is daar iets wat u regtig weer in haar raak sien wat vir u sal herinner aan haar. Maar kom ons kyk daarna en dan gee ons vir Johan later 'n kans. Sien jy? Hallo. Julle dink seker almal nou, ja, hierdie ou is braaf. Maar ek dink ek is dit aan Alna verskuldig.
julle maar verskoon. My hulpblyk vanoggend is gebaseer op dankbaarheid. Dankbaar dat sy my sielsgenoot was. Dan dankbaar dat ek die lewe saam met haar kon deel vir 44 jaar. Ons was 42 daarvan getroud. En dankbaar vir die ongelooflike vrou wat sy vir my en ons kinders was. Sy was absoluut iets besonders. En ek dink daar's baie van julle wat vanoggend saam met my stem, as ek dink aan al die boodskapies wat ek gekry het die afgelope tyd, Poen, 'n engel, 'n juweel, ja, iemand besonders, dit was sy, en ek moet vir die Here vanoggend sê, baie, baie dankie. Hoekom ek so 'n vrou gehad het, wat absoluut van ons gedra het, elke dag, sy het absoluut gelewe vir my en ons kinders. Sy was ook streng, afgesien van al die dierbaarheid en liefde, baie streng, Poen, jy sal nou, wat nou die skool was, toe al na die finansies daar by julle gedoen het, ek verstaan blykbaar, as jy 'n sent kort was, dan vat sy nie jou geld nie, jy moes daai sent bring. Al die instruksies wat ek en Jan gekry het altyd, veral toe Jan op universiteit was, ek kon net altyd die helfte van dit onthou, ek dink hy het niks onthou nie. Ja, altyd gesorg, en dan het ek gesê, Alna, hierdie kind sal jy al die goed onthou nie, skryf dit vir hom neer. Dan sê hy altyd vir my gesê, man, sodra ek net weet, ek het my plig gedoen. Wat hy onthou, of wat hy nie onthou nie. Ansenay was sy het als onthou. Ja. Ek is baie dankbaar vanoggend ook vir die tyd wat ek en Alna gehad het om afskeid te neem van mekaar. Jy weet, sy het in 2020 Maart, net voor die lockdown, sy diagnoseer met kanker, met hierdie groot gewas wat aan haar blinde darm was. En van daar af, al die lyding wat sy moes gedoen het, dit was bestraling, dit was die een chemo op die ander, dit was operasie na operasie. En ons het begin praat hieroor, en ons was vasbeslote dat Alna genees gaan word. Ons het gedog, sy gaan genees raak, en sy het ook so geglo in, ons het die pad saam gestap, en ek het elke liewe behandeling wat sy moes gekry het, was ek saam met haar, ek het vir haar gesê, ek stap die pad saam met jou. Elke dag sal ek die pad saam met jou stap, natuurlik met die Here se teenwoordigheid. Ons het in die laaste tyd, sy het geweet, ten minste 'n jaar voor die tyd dat sy gaan sterf, en sy het vir my gesê, dit is April maand 2023. En ek het vir haar gesê, nee man, daar's baie mense wat al ook hierdie siekte gehad het, wat nog 12 jaar aangelewe het, of 5 jaar of so. Toe het sy altyd vir my gesê, Johan, ek weet wat binne in my aangaan, ek weet hoe my liggaam voel. Nou ja, daarop het ons mekaar voorberei, al die dankies gesê wat ons moes, deur die tyd, baie op die stoep gesit, ek gaan dit mis, wat ek en sy gesels het met mekaar, heeltemal positief, oor alles. En ek het toe eendag maar net by myself besef, sy gaan sterwe. So ek moet maar alles vir haar die beste doen wat ek kan, tot op die einde. Ja, al die mooi woorde wat ek gekry het met die boodskappe op die selfone, sy was so versorgend en besorgd, en altyd gestel op, dat ons versorg is. Hoeveel keer vir my gevra, is jy honger? Dan sê ek, nee, toe maar ek sal eet as ek honger is, of elke uur gevra, kan ek vir jou tee maak? Dan sê ek, nee, dis okay, kom ek maak 'n slag vir jou tee, die kinders weet waarvan ek praat. Ja, hierdie is die woorde waarmee ek begroet was, toe ek die boodskappe lees, en ek hoef nie uit te brei daaroor, want daar's baie van ons wat haar geken het, hoe sy was. Alna is gebore op Mamasbury,
op die 19de Mei 1960. Sy sou volgende maand 63 geword het. Sy was die jongste van 4 kinders. Marita, Lawrence en Harold, wat nog vandag hier by ons is, met hulle gades. Sy was eintlik die baba in die huis. Harold sê, hy onthou nog hoe sy rondgehardloop het in haar doeke. Harold, is ek reg? Ja. Ek het veral na, ek was op die grens vir 8 maande, en ek was ook so half in 'n verhouding daai tyd nog van skool daar af. Hier sit van my skoolvriende, Len, Hester, Elsabie, Eben en Henny, wat hier so is, wat ek was so half in 'n verhouding nog, maar nou jy weet, 8 maande op die grens is 'n lang tyd, en jy is maar 18, 19 jaar oud, en toe kom ek terug, en toe is die verhouding nou ook verbreek daai tyd, en toe ek op 'n stadium was ek in Wynberg vir my laaste paar maande, en toe eendag is my ma se broer oorlede, en ek gaan na die begrafnis, ons is daar, en een van my tannies sê vir my ma, ek hoor Johan en sy meisie is nou nie meer by mekaar nie. Toe sê sy vir maar weet jy wat, ek het iemand wat ek aan Johan wil bekendstel, en toe sê my ma nog vir maar ek dink die Johan wil nou enigiets met vroumense te doen nie. Maar op 'n Sondag aand toe ek terug kamp toe moet gaan, toe sê my ma vir my, hier's vir jou 5 hardertjies, dan vat jy dit vir tannie Stini, en sy het nou gereël dat jy nou hierdie meisie ontmoet, net matriek klaar geskrywe. En ek is toe na Sonja, wat hier vanoggend is. Sonja was Alna se jarelange vriendin, hulle het in dieselfde straat gebly, en ek is toe nou maar die aansoen, en ek dink wel, kom ons gaan kyk maar hoe lyk hierdie meisietjie. En daar het sy gesit, so half gelê in die stoel, toe dog ek, kan sy nie regop sit, die typiese, met haar blonde hare, typiese matrikulant, wat nou net klaar matriek geskryf het. En 2 dae daarna, toe ek nou daar weg is, 2 dae daarna, toe bel ek haar, toe sê ek vir haar, hoorie, wil jy nie saam met my gaan parelski ry nie? En toe het sy gegaan, en die volgende naweek is ons Kleinmond toe, daar na my ouers toe, en daar gaan bekendstel daar. Nou ja, van toe was ons onafskeidbaar, want ek het geweet, hierdie is die vrou met wie ek my hele lewe lank wil spandeer. Ons is toe getroud in 1980, die Bybel sê ons, as jy brand van begeerte, dan moet jy maar trou. So, ons is in 1980 getroud, en ons was 3 jaar getroud gewees, saam al opgebou, en toe het ons besluit, nou ja, nou moet die klein span kom. Jan is gebore in 1984, en 2 jaar daarna in 1986, toe is Anjanay gebore. En so het ons die pad dan saam geloop, tot hulle uit die huis uit. Daar val my water. Skoon my. Ek wil op 'n ligter noot, ek was maar altyd die komediant in die huis, Alna is die ernstige een gewees, glo dit of nie. En ek het daarvan gehou, ek moet dan elke dag begin met humor, net om die dag bietjie dan beter te laat loop, tot hier op die laaste, ek dink dit was so 3 maande voor haar dood, het ek een oggend 'n grappie gemaak, en ek dog toe, maar sy lag nie, en sy kyk my, toe sê sy vir my, sy het altyd vir my gesê, boks, sy sê vir my, boks, onthou nie, dat werk nie nou meer altyd vir my nie. En, nou ja, maar ek het, wat ek van haar wil iets sê, van haar liefde vir my, sy het elke aand tandepasta op my tandeborsel gesit. Nie dat ek vergeet het saans om tande te borsel nie, maar dit was sy. En eendag tydens 'n besoek aan ons huisstandaards, ek gaan nou nie sy van noem nie, toe sê hy vir my, meneer Du Plessis, jy nou 'n wonderlike vrou. Toe kyk ek hom, toe sê ek vir hom, dokter, weet jy wat, sy sit tot my tandepasta op my tandeborsel. Hy wou sy vrou bel, ek hoop hulle is nog by mekaar. Ja, ja, ek het nou reeds genoem van die kwaliteit tyd wat ons saam gespandeer het, gedurig, ons was lief vir kamp,
ons het 'n vol lewe gehad. Ons was net nie oor see nie. Dit is een van die begeertes wat ons nog wou gedoen het. Alna se laaste begeerte was ook as ek afgetree is, dat ons deur die Wildtuin moet toer van onder af tot bo. So ons het nou nie daarby uitgekom nie, maar een van haar hoogtepunte was die Kagligarie. Elke tweede jaar wat ons saam met my skoolvriende, Len en Hester, elke tweede jaar gedoen het. En sy het absoluut geleef daarvoor, vir daai Kagligarie. Party dae was ek nie lus om saam te ry nie, maar sy het nooit 'n sitting gemis om te gaan ry en dan die diere te kyk. En toe ons in 2020 was ons bevoorreg om nog die laaste keer te gaan. Hester, ek dink daai tyd het sy chemopille gedrink, nee. Na die vorige chemosessies nie wou help nie. Toe het sy chemopille gedrink. Afgesien van wat sy sleg gevoel het party dae. Ek weet in die oggende het sy goed gevoel, maar in die middag dan moes sy maar 'n bietjie rus. Maar toe ons daar uitry die dag na ons 10 dae daar gespandeer het, toe sê sy vir my man, dis die laaste keer. Toe sê ek, ag nee, jy moet nie dit sê nie. Toe sê sy, nee, dit is die laaste keer. Ja, in Februarie hierdie jaar, ons het elke jaar gaan kamp, ek en sy by Ebenflow daar by Wildernis. En in hierdie jaar, Februarie, toe kan ek sien, maar sy gaan nie meer kan kamp nie, sy is te swak. Toe sê ek vir, weet jy wat, ons toe nou altyd so graag Mauritius toe gegaan het, maar ons sal ook nie daarby uitkom nie. Kom ek bespreek vir ons in 'n gastehuis op die strand by Wildernis vir 7 dae. En ons het gegaan, sy was siekerig daai tyd, en toe ons op pad is, toe sê sy vir my, weet jy wat, ek wil alles saam met jou doen hierdie keer. Ek het my swembroek aangesit, ek gaan saam met jou swem. En as jy wil gaan kanoe ry, dan gaan ry ons kanoe. En ons het soggens, ons het 3 keer gegaan strand toe, die strand sambreel, sy het haar swembroek aangetrek, en sy saam met my in die branders geswem, so swak soos sy daar was, en dat ons maar gesorg dat ons 12 uur maar weer terug is, sodat sy kan gerus die res van die dag, want dan was sy maar papperig. Maar sy het elke ding probeer om saam met my te doen. Ons het gaan stap langs die strand, tot so ver wat sy vir my gesê het, Johan, ek kan nie meer, ek dink ons moet maar omdraai. Dit was Alna. Absoluut 'n besonderse mens. Ek kan nie die Here dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg wat ek gehad het om vir haar te kon haat as my vrou. Haar laaste hoop op die einde was om te sien dat ek op die 15de Maart 65 word. Dit het sy gehaal. En die volgende een was dat sy net my aftrede kon nog teenwoordig wees, en sy was. Want ek het nog die dag by haar gekom, en ek het vir haar gesê, ek is klaar. Na 42 jaar is ek klaar gewerk. Toe sê sy my man, mag jy 'n wonderlike lewe vorentoe hê. Want ek het ook vir haar op 'n stadium gesê, ek dink ek moet maar saam met jou gaan. Toe sê sy, nee, jy is daar vir hulle, vir hierdie kinders, en oupa se kleinkinders. Jy moet omsien na hulle. Jy kan nie saam met my gaan nie, dis nie nou jou tyd nie. En ja, ek sal julle later bedank in my bedanking. Ek wil net van Ansenay het so klein ietsie geskryf. Sy sê, Mama was my kompas om rigting aan my lewe te gee. Die tissues en drukkies as ek hartseer was. Die oor na 'n moeilike dag. Die dokter wanneer die kinders siek was. Die chef in my kombuis wanneer ek onseker was oor 'n resep. Die ekspert om te bel wanneer dit kom by naaldwerk. Die motivering wanneer ek moeg was. Voel ek het misluk met die kinders. My môre sê en nag sê, WhatsApp elke dag. Die liefdevolle atmosfeer skepper in ons ouer huis. Die bederf as ons kom kuier het. My beste vriendin, my liefste moeder. Ek dink Nico het gevra of hy ook net ietsie oor Alna kan sê. Nico en Mita, wat van ons boesemvriende was, en met wie ons ook 'n baie lang pad gestap het.
Ek gaan nie veel nog preek. Ek bring my Bybel saam, maar dan voel ek so 'n bietjie gemakliker en ek wil met julle deel. Johan, jy het dit nou eintlik soveel makliker gemaak om hier voor te kom staan. Toe Johan en Alna, toe julle vir my gevra het om die seremoniemeester te wees op julle troue, het ek baie vinnig ja gesê, maar toe die realiteit inskom en ek besef, maar ek moet voor julle familie en vriende staan en praat, toe het ek nogal baie gestres. Ja, 42 jaar terug. En hier staan ek vandag weer. En dit het so baie deur my gedagtes gegaan, maar so totaal anders, en dan dink ek maar dit is regtig nie so baie anders het. Want ek voel dit wat ek wil sê vandag oor ons vriendskap en oor Alna is vir my meer soos 'n huildronk. Ons was nou vir 'n lang tyd vir bykans 'n maand weg gewees en voor ons gegaan het ons gegaan om vir Johan se verjaardag, maar ook met die besef dat ons gaan nou moet groet en dit gaan heel moontlik die laaste groet wees. En ek en Johan het daar buite gesit en gesels, maar heeltyd werk my kop, wat gaan ek vir Alna sê? En ons twee is later in kamer toe en ons sit almal by Alna op die bed. Mita kan so met oortuiging sê as hy oor Alna praat, van my beste maatjie. Dis maar twee sissies. En ons is op die bed, maar daar kom niks in my gedagte op nie. En Mita sê, ons het die gebruik gehad, as ons by mekaar gekuier het, dan het ons 'n Jägermeistertjie gedrink. Alna se. En Mita sê, Alna, wat van 'n Jägermeistertjie vir oulaas? En sy sê vir Johan, is reg, gaan haal dit. En toe het ons letterlik net ons lippe nat gemaak. Maar ek besef, nou is dit tot ziens se tyd. Daar gaan soveel goed deur my kop, maar daar kom niks deur wat ek kan, ek is, ja. En ek dink ons kan hande vat en saam bid, want dit was nie vir ons ongewoon om, as ons by mekaar was, om dit te doen nie, maar daar gebeur niks. En ek deel dit toe met Alna. Ek sê vir Alna, ek weet nie wat ek vir hom of vir jou moet sê nie. En so ons baie sê was 'n stywe drukkie met bitter min woorde. En toe ek by die deur staan, gaan stil staan, toe sy so sy gemaak het met twee hande, het ons baie gesê. En ek buite by die motor is praat Mita en Johan en Johan besing vir Alna, soos hy nou net gedoen het. Ons het mos nie dit vanoggend vir die eerste keer gehoor, dat Johan so mooi van Alna praat. Johan besing vir Alna. En dit bly by my, maar nog altyd weet ek nie wat om te sê vir Johan nie. En toe later toe kom, 'n tydjie later, dit bly in my gedagte, en kom Galasiërs, die bekende deel oor die vrug van die Gees.
kom dit in my gedagte en ek gaan na my Bybel toe en dis hoekom ek my Bybel saamgebring het. En ek lees dit, is so bekend en ek het weer en weer en ons kom ons sê vir vanoggend die 9 vrugte van die Gees. Nou, ek gaan dit nou stadig lees. Ek gaan dit nou stadig lees. Ek het die volgorde so 'n bietjie herrangskik en is liefde, vrede, vreugde, vriendelik, geduld, so groot een, goedhartig, getrou, nederig en selfbeheersing. En ek het dit, en dit kom net by my op, maar dis 9 uit 9 vir Alna. Dis Alna. En op die ingewing van die oomblik skryf ek Alna se naam in my Bybel. As jy by jou Bybel kom en jy gaan na daardie vers toe en jy voel ook, dis 9 uit 9 vir Alna. Skryf haar naam. Dit voel net vir my, sy verdien so 'n spesiale plekkie. En toe die tyding kom, toe is ons al ver in Natal by ons kinders. En Saterdag 8 April, 4:15, en ek wonder so, toe net ook so mooi daarna verwys. En ek het nogal daaroor gedink en daar waar Alna nou is, en dit wat toe gebeur het, die pad wat ons almal nog moet gaan. En toe kom 'n gedeelte wat ons al baie na verwys het. Sefanja. Gaan lees in Sefanja 3. Ek glo, ek sê dit met respek, dat met toe daardie ontmoeting plaasvind, wat die Here gesê het, Alna, ek jubel en ek juig oor jou. Alna, ek is so vol vreugde oor jou. En hoor mooi die laaste enetjie, Alna, ek is stil tevrede met jou. Mag dit vir julle, o Johan, julle kinders, ja, ja, dankie vir Johan, vir die geleentheid. Yes, like julle seker al moeg gesit. Julle, ek wil net gou die bedankings doen. Daar is so baie mense om te bedank. Regtig waar, mense wat vir ons gedra het deur hierdie 3 jaar, blomme, vir almal wat blomme gebring het, daar was weekliks blomme. Is altyd moeilik om bedankings te doen, want jy moet name noem en dan gaan jy name vergeet. Maar daar is 'n paar mense wat ek wil asseblief uitsonder vanoggend. En as ek iemand vergeet het, ek sê vir jou ook baie dankie. Eerstens wil ek vir Dr. George Loots, die onkoloog, sê baie dankie. Hy het so hard probeer om vir Alna deur te trek, maar ons weet, dit is ook nie in sy hande nie.
Maar hy het regtig waar in die mooi manier wat hy met ons gesels het, Alna het reguit met hom gepraat, en sê, dokter, jy moet vir my vertel, wat is die pad wat ek nou gaan loop, nadat ek die chemo gestop het, wat niks meer vir my help nie. En hy het vir haar dit vertel. En dit het sy, elke ding wat hy vir haar gesê het, het sy in 'n boekie geskrywe. Baie gedissiplineerd, soos ek sê, ek het maar baie deurgeloop daar by die huis, al was dit nou nie so erg nie, maar daar was dissipline toegepas op my ook, behalwe nie die kinders nie. Dan Dr. Reniel de Beer, die chirurg wat al 3 operasies moet doen. Ek weet die laaste operasie was 'n baie delikate operasie waar hulle segmente 6 en 7 van haar lewer moet wegsny, saam met 'n chirurg van vergelegen hospitaal wat ingestem het om die operasie hier te kom doen by Louis Laatpold, saam met Dr. Reniel de Beer. Nou ja, die lewer was op 'n stadium skoon, maar die kanker het toe net weer oorwin en die liggaam nou verder neem. Dan is daar ons huisdokter, Dr. Johan Minnaar, baie dankie ook vir al sy boodskapies en dat hy kom besoek lê het by Alna. Daar is die dokter van Pelke, Dr. Matthew Dockel, wat so baie keer by haar kom sit het, en net haar hand vasgehou het en sê, Tannie, hy moes omsien dat sy nie te veel pyn het en ongemak nie, en die morfine maar voorgeskryf het en daai dinge net om maar rustig te hou. Ook Telika, die maatskaplike werkster wat 'n paar keer daar by haar gewees het en met haar kom gesels het. Dan vir Dominee Willem Venter. Ai Willem, jy het vir ons bygestaan deur moeilike tye. Al het ons vrede in ons hart gehad, ek en Alna. Het sy vir my eendag gesê, Johan, ek voel ons moet maar die dominee laat kom, want ek is bekommerd oor jou. Want ek het die vraag gehad, hoekom jy? Hoekom sy? Toe sê sy, ek wil nie jy moet worstel daarmee nie. Toe sê ek, nee, is reg, ons bel die dominee en dat hy kom. En Willem, eers, jy het so baie vir ons beteken, en al die mooie dinge wat jy vir ons gesê het, hoe jy die pad saam met ons gestap het, as jy daar weggery het, altyd gesê, voel jy beter? Toe sê ek, baie beter. Wonderlik, ja. En die kere wat jy haar besoek het in die hospitaal, baie dankie, al het jy net 'n gebedjie gaan doen. Ek weet die laaste 6 of 7 dae, was haar ou handdrukkie was nie meer daar nie, want ek het by haar gekom en dan hou ek haar hand vas, dan sê ek vir Alna, ek is hier, hou jy my? Sy was al so half in 'n semi-koma, maar jy het nogtans, jy het gegaan, en baie dankie daarvoor. Ek weet, jy het nou die dag gesê, elke slag wat jy vir haar klaar gebid het, dan sy so saggies gesê, dankie Willem. Ja. Sterna en Scully, Sterna, al die kos wat julle kom afgeet, ek weet nie hoe ek julle gaan bedank daarvoor, baie dankie Sterna. Ek weet, daar was op 'n stadium wat Alna nie enige kos geëet het nie, sy het mos op al hierdie, sy het enigiets probeer, gesondheidsprodukte en vegan, geen vleis en goed nie, dan het ek maar so 2 dae aan daai kos geëet, maar baie dankie, julle het vir ons soveel beteken, en nie net nou nie, ook vandat ek en Alna getroud was, het julle vir ons baie beteken al die jare. Nico, Mita, ons vriende al van al die jare, ja, ons het julle nie baie gesien nie, want julle is maar altyd op die plaas gewees, en is maar 'n entjie om te ry, maar al julle liefde, al het ons mekaar nie lank gesien nie, was ons nog altyd baie lief vir mekaar, as ons by mekaar gekom het, en julle kinders, Stefan, Magdal, baie dankie, vir alles wat julle ook, blomme, kos wat jy altyd gebring het, baie dankie daarvoor. Len en Esther, ook ons boesemvriende, my ou 2 skoolvriende, hulle was al 2 saam met my in die klas, dis jare terug, kan nie eens meer onthou nie. Maar baie dankie vir julle liefde, al die boodskapies elke dag, Esther, ek weet jy en Alna het omtrent 100 vriende gehad, wat sy elke oggend môre gesê het, en elke aand nag, ek het vir gesê, ek weet nie hoe jy dit regkry, om elke aand so te sit en tik, ja, maar baie dankie vir al julle omgee. Dan Harold, Lawrence, Estie, Marita en Johan, baie dankie vir julle ondersteuning, ook vir my, al julle kuiertjies, wat julle ook al kos wat julle aangedra het,
baie dankie daarvoor. En ek is baie lief vir julle. Dan Karen, my dierbare suster. Karen, vir jou wil ek dankie sê. Karen is ook 'n suster by die N1 hospitaal by die trauma afdeling. En die aande wat sy nie gewerk het sy by Alna deurna gesit, omdat sy gevoel het sy wil daar vir haar wees, as daar iets is wat sy vir haar wil doen, al was dit net om 'n bietjie room in die gesig te smeer, of tande te borsel. Karen, baie dankie. Ek waardeer dit. Ook my ander 2 susters, Ilse en Melanie, almal van julle baie dankie. Frans, vir julle boodskapies, gereeld gebel. Boeta, as jy okay? Ja, hoe's Alna? Sy okay? Baie dankie daarvoor. Arendien, baie spesiale vriendin van Alna gewees van die skool. Baie dankie ook vir jou boodskapies. En ek weet julle 2 was ook baie na mekaar. Dan kom ek by my kinders, Jan, Izaan, Pedery, Ansenay. Al 4 van julle is my kinders. Ja, julle kon net sowel my eie kinders gewees het. Maar ek weet nie om vir julle dankie te sê nie, maar baie dankie vir die bystand, die liefde. Julle is nou nog so bekommerd oor my. Ek hoor Jan was nou die hand bekommerd, dat pa nie vir hom terug antwoord nie. Ek was besig, Jan, man, so. Ja, maar baie dankie vir die ondersteuning, hoe julle vir mamma geondersteun het, ook in haar tyd van swaar kry. Klein Linke, ja, ouma was so baie lief vir julle, en die ander 2 wat nie vandag hier is nie, want hulle sal 'n bietjie chaos veroorsaak, dat hulle is nog klein. Ja, dan wat ek nog wil gesê het, ek kan die Here net loof en prys vir hierdie modelkinders. Kinders wat ons nooit probleme gee nie. Ek dink hulle ma se strengheid het vir hulle deurgedra, want sy was streng op hulle. Veral toe Janneman universiteit toe gegaan het, moes mamma dikwels praat, want dit lyk vir my daar ruk hulle so 'n bietjie hand uit Willem. Ja, maar julle is modelkinders. Ek het dit vir Willem ook nou die dag gesê. Ek kan niks leliks van julle sê nie. Niks. Daar is niks wat ek vir julle kan lelik sê nie. Maar baie dankie ook. Ek wil vir Afbou baie dankie sê met al die reëlings. Ek wil vir die La Rochelle gemeente sê baie dankie vir die verversings en die tee en die koffie na die tyd. Vir Anton wil ek baie dankie sê, Anton, daar agter. Baie dankie vir jou bydrae. Ek weet jy en Ansenay het maar meeste van die tyd met mekaar gekommunikeer. Ansenay, baie dankie ook vir al die fotootjies wat jy by mekaar gesit het en die musiek, Anton, wat julle 2 gereël het. En dan wil ek laastens sê dankie aan ons Hemelse Vader, wat vir my en Alna deur die afgelope 3 jaar gedra het met sy ewige teenwoordigheid. Dankie vir hom wat vir my die krag gegee het om die sterk een te bly en vir haar te kon bystaan tot die einde. Dit was moeilik, ek weet julle sal weet en besef, maar ek moes die positiewe ou bly en dan moes ek nog 'n bietjie humor tussenin insit, dat ons dan net kan lag so nou en dan. Maar ek wil aan hom sê alle eer aan God die Vader daarvoor. Ek sluit af met hierdie woorde: wees lief vir mekaar, respekteer mekaar. Die lewe is kort en onvoorspelbaar. Baie dankie. Ek speel, Anton gaan nou 'n spesiale liedjie speel. Ek wil dit so graag vir Alna op die gitaar gespeel het, maar sy het vir my gevra eendag voor sy gesterf het, soos wat sy vir Willem gevra het om haar diens te doen, vir my gesê, toe sê ek vir Alna, as ek daai liedjie moet speel vir jou, gaan die mense nie weet die woorde kan hoor nie, want ek sal die hele liedjie deurhuil. En ek dink ek sal kan sing ook nie. Maar hierdie is my spesiale totsiens liedjie aan Alna. Baie dankie Willem. Ek kan maar net staan asseblief. Liewe familie, liewe vriende, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader,
en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons leidsman, maar ook ons trooster, sal altyd by en met julle bly. Amen. Vriende, terwyl ons so staan, kom ons gee net die familie geleentheid om eers deur te gaan hier, en as hulle in die saal is, dan kan u maar vir hulle volg.